3 G's. Goodness, glory en gratitude. Hierdie 3 goed gaan saam. Moses sê in Eksodus 33, Here, laat my u heerlikheid sien. En die Here sê vir hom, Moses, jy kan nie my heerlikheid sien in al jou glorie en bly leef nie, want niemand kan my aangesig sien en bly leef nie. Nou, ek is nie so slim met elektrisiteit nie, maar mense kry AC en jy kry DC, is dit so? Ja, AC, DC. Hæ? Yep. So, as jy die krag wil minder maak, dan sit jy hom op. Wat is battery? Is AC. Is dit AC? AC is wisselstroom en DC is battery. Okay, so, DC is battery. Okay, so, nou die Here maak so, dat hy gaan ons nie slat met sy volle glorie en sy volle heerlikheid nie, en want dan sal ons nie kan bly staan nie. Amen. So, hy bring die glorie so 'n bietjie af, sodat ons dit kan hanteer. So, hy sê vir Moses, jy kan nie my glorie sien nie, maar ek sal my heerlikheid en my majesteit laat jou verby jou laat gaan. Maar jy moet in die skeur van die rots staan. Dit staan in Eksodus 33 en julle kan dit asseblief gaan lees. En dan sal ek dat my goedheid en my majesteit en my heerlikheid en my glans verby jou laat gaan. Maar jy kan net my agterkant sien, want jy kan nie my aangesig sien en bly leef nie. En so kom God en God maak dat sy heerlikheid, sy glorie by jou is, maar dit pas aan by die honger wat jy het. Amen. As jy baie honger is, dan gee die Here vir jou 'n sterker stroom. Hang af van jou geloof. As jou geloof so is dat jy sê, Lord, I'm so hungry for you, Lord, I want you, dan stuur die Here vir jou krag. As jy net so effentjie honger is vir hierdie en jy sê, ag Here, seën my vandag so 'n klein bietjie. Stuur vir jou net so 'n klein bietjie. Amen. Want hy gaan nie al jou fuses blaas nie. Amen. Okay, hulle kyk na my soos 'n koei wat 'n nuwe hek op die plaas sien. Vang julle wat ek sê? God is nie so dat hy jou sy volle heerlikheid voor jou gaan laat verbygaan en sodat jy moet uitvlieg nie. Nee, die Here pas aan by jou honger. Psalm 107 vers 1 sê, loof die Here want hy is goed, want sy goeie tierenheid is tot in ewigheid. Waar het ons geleer van hierdie storie van loof die Here want hy is goed en sy goeie tierenheid is tot in alle ewigheid. Loof die Here want hy is goed en sy goeie tierenheid is tot in alle ewigheid. Die een wat vir my kan sê, kry 'n toffie na die tyd. Enige hande. Goed, hou hom daar, sê vir my na die tyd. Dit moet die verlostes van die Here sê, wat uit die nood verlos het, en uit die lande versamel het, van die ooste en die weste, van die noorde en van die see af. Hulle het gedwaal in die woestyn, op woeste paaie, 'n stad om in te woon, het hulle nie gevind nie. Honger, ook dors was hulle. Hulle siel het in hulle versmag. Toe het hulle die Here aangeroep en hulle uit hulle benoudheid en uit hulle angste het hy hulle gered. En hy het hulle gelei op 'n regte pad om te gaan en 'n stad om in te woon. Laat hulle die Here loof om sy goeie tierenheid en om sy wonderdade aan die mense kinders. Vers 9, want hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. As jy honger en dors is vir die Here vul daai honger en hy vul daai dors. Maar jy moet honger wees. Hoekom is mense nie honger nie? Want hulle lees nie die woord nie. Die woord is sout. Sout, as jy baie woord lees, dan word jy honger. Want sout, as jy baie biltong geëet het, dan wat? Dan word jy daai nag so dors. En dis hoe die woord van die Here is. As jy baie van God se woord inneem, dan word jy dors. Vreeslik dors. Ek weet Pastoor Jan het 'n liedjie geskryf van dors, onthou jy? Dis 'n liedjie geskryf. Amen.
Nou, kom ons gaan na Lukas 15 vers 11. Lukas 15 vers 11. Die gelykenis van die verlore seun. 'n Man het 2 seuns gehad en die jongste van hulle het vir sy vader gesê: "Vader, nou hierdie is 'n bietjie voor op die wa. Dis 'n bietjie voor op die wa. Die vader is nie dood nie, die vader leef, maar hy kom na sy vader toe. Hy sê: "Vader, gee my erfporsie. Gee my deel van die eiendom wat my toekom." En hy het die goed tussen hulle verdeel. Lekker voor op die wa. Lekker arrogant. Nou ek wil goeie raad van mense gee. Moet nooit voor die tyd vir jou kinders sê wat hulle gaan erf nie. Dis baie goeie raad wat ek nou gee. Zit het. Moenie voor die tyd vir jou kinders sê: "Jy gaan eendag hierdie huis erf nie." Weet jy wat gebeur met mense wat voor die tyd vir hulle kinders sê wat presies hulle gaan erf? Die kind sê: "So dis my huis nie. Ma, gaan ouer huis toe. Pa, gaan ouer huis toe." So hou jou mond, zip het. Amen. Halleluja. Nou kyk nou hierso, lekker voor op die wa. En die jongste het gesê: "Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Gee my erfporsie sommer nou aan." Lekker voor op die wa. Sy pa is nog weer dood nie. En nie baie daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak, weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Jy sien, hy het nie hierdie eiendom bekom nie. En omdat hy dit nie bekom het nie, was hy nie dankbaar daarvoor nie. Onthou die woord wat ek sê, dankbaar. Dankbaar. As jy self vir 'n ding gewerk het, dan weet jy om daai ding op te pas. As jy nie self vir daai ding gewerk het nie, dan gee jy nie 'n duim om wat gebeur met daardie eiendom nie. Wie van julle het al 'n nuwe grasnyer gekoop en dan sê jy vir jou tuiningenieur: "Sny nou vir my die gras baie mooi, hoor." Dan sny hy een keer die gras en as jou grasnyer afgeskryf vir ewig. Hy het hom nie betaal nie. Amen. Of jy sê vir jou bediende: "Hier's 'n nuwe stofsuier, suig vir my." En dan na die tyd, dan werk die stofsuier nie meer nie, because en daai werker gaan huis toe en hy verloor nie slaap daaroor nie, because he never worked for it. Hy het dit nooit betaal nie, so hy het geen pyn daaroor nie. En dis dieselfde met erfporsies. Amen. Goed. En hy het weggereis na 'n ver land en daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Sien, geen respek gehad vir die erfporsie nie. Geen thought gespeer vir waar kom hierdie erfporsie vandaan. Nou hou dit net daar vas. Hou dit net daar vas. Vat dit geestelik. Watse erfporsie het jy geërf by jou hemelse Vader? Ewige lewe. Die ewige lewe, Jesus Christus, vir jou gegee as jou middelaar, jou redder. Halleluja. Het jy respek vir daardie erfporsie wat God vir jou gegee het? Dis belangrik. As jy nie het nie, gaan jy maak wat hierdie seun gemaak het. Hy het daarmee gedeel: dit maak nie saak nie, ek gaan maak soos ek wil. En hy het sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin om gebrek te ly. Die sakkie geld het nou so 'n bietjie lig geword. Hy kon nie meer die korts en die papsakke en al die goedjies koop om lekker te leef nie. En daar was 'n hongersnood. En toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die was 'n man wat met varke geboer het. En hy het vir hom gesê: "Jy kan vir my werk, maar jy gaan die varke oppas." Hier sê die man:
in die varkhok en hy verlang om sy maag te vul met die peule wat hulle vir die varke gevoer het. Moet jy nooit in so 'n situasie beland van waar jy so down and out is dat jy begeer om die peule van die boom te pluk. Nou ons het 'n peulboom hierso in die kerk se jaar en daai peule is eetbaar. En daai man was so honger en hy het peule so gekyk en dit het vir hom naderhand gelyk soos 'n hotdog en 'n hamburger, so honger was hy gewees. Nee, nou, God is besig met hom. Weet julle, God is besig met hom. Sy vader het nie 'n boodskap vir hom gestuur op die WhatsApp en gesê, seun, hoe gaan dit met jou nie? Okay, ek weet dat dit was dan 'n WhatsApp nie, maar bear with me. Seun, hoe gaan dit met jou? Pa, ek is so honger, ek sit hier in die varkhok. En sy pa EFT vir hom geld en sê, ai my kind, ek wil nie jy moet swaar kry nie. Ek wil regtig nie jy moet swaar kry nie, hier is veel geld. Het die pa dit gedoen? Nee, die pa het in sy huis gesit, hy het vir sy seun gebid en hy het hom laat gaan. Partykeer moet jy laat gaan. God is besig met daardie seun om in sy siel te werk. God is besig om vir hom 'n les te leer. Hoe bou 'n mens spiere? Marcus sê vir my, hoe bou mens spiere? Jy vat mos 'n plastiek lepel in die kombuis en dan Dit gaan nie werk nie. bou jy mos spiere daarin. Dit gaan nie werk nie. Nee, dit gaan nie werk nie. Hoe bou mens spiere? Jy het gewig nodig. Jy het weerstand nodig. Amen. Jy het weerstand nodig om daai gewigte op te tel en op te tel en op te tel. Dis hoe jy spiere bou. Nou baie keer ons as ouers, ons boikot God se plan. Want ons sê, ai my kind, ek wil hê jy moet swaar kry. Wag, mamma stuur gou vir jou geldjie, hoor? Sodat jy nou dan nie hoef varkpele te eet nie. Nee. God is besig om daai kind te werk. Vers 17. En hy het tot homself gekom. Halleluja vir hierdie proses. Jy sien daai proses van, hier sit ek nou. Hoekom het ek nie maar geluister nie? Hoekom? Dis bekering. Halleluja. Jan, bekering. Wat is dit? Bytjie nommer 2. Bytjie nommer 2. Wat is bekering? 'n Bekering is 'n besluit om te verander. Wat doen dit? Verander jou eienaarskap. 180 grade draai. Jy sien hy het tot homself gekom. Baie keer kry jy swaar en sê, ek verstaan nie, Here, hoekom kan ons so swaar kry? Here sê, moenie worry nie, my goedheid, my guns, my getrouheid, alles is by jou. Ek is besig om jou te vat. Ek is besig om jou spiere te bou. En hy het by homself gekom en gesê, hoe baie van my Vader se werkers het genoeg groot om te eet en ek vergaan van die honger. Nou vers 18, dit is so mooi, ooreenstemmende handelinge. Geloof alleen is nie genoeg nie, ooreenstemmende handelinge doen. Ek sal opstaan en na my Vader gaan. En ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. En ek is nie werd om U seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. En hy het opgestaan en hy sy vader gegaan. Toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en gesoen. En hy sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Mense, dis die beste ding om te doen, is om verskoning te vra. As jy iets verkeerd gedoen het, vra om verskoning. Dit maak jou net 'n beter mens. Halleluja. Amen. Maak jou nie minder nie. Gaan vra om verskoning. Sê, ag, ek is so jammer man. Ek is so jammer. Het jy reg wat ekskuus. En bedoel dit uit jou hart, ek moenie dit sommer net sê nie. Die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek dit vir hom aan en gee vir hom 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Bring die vetgemaakte kalf en slag dit. Laat ons eet en vrolik wees.
Nou luister vers 24. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Kan jy sien hoekom sê Paulus? Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode. Christus sal oor jou skyn. Word wakker. Nou baie van ons kinders is vas aan die slaap. En jy wil nie hê jou kind moet effens swaar kry nie. Jy provide morning, noon en night. Terwyl jy nie besef dat die goedheid van God wil hom tot bekering lei nie. Romeine 2 vers 4. Gaan na Romeine 2 toe. Of verag jy die rykdom van sy goeie tierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedheid van God jou tot bekering wil bring nie. The goodness of God will lead you to repentance. Die goedheid van God sal jou na bekering toe bring. Maar dit kan nie gebeur voor jy nie by jouself kom en in 'n posisie is om dit te ontvang nie. Maar ooreenkomstig jou verharde en onbekeerde hart, ensovoorts, ensovoorts. Ek gaan nie verder lees nie, maar ek gaan ons nooit klaar kry nie. God was by hom in die varkhok. En God het die hele tyd vir hom gewag, gekyk. Gaan jy nie by jouself kom? Gaan jy nie nou wakker word nie? Gaan jy nie nou besef, wat is die belangrike dinge in die lewe? Nie die fisiese dinge in die lewe is belangrik nie, die geestelike dinge is belangrik in die lewe. Die geestelike dinge is ewig, die fisiese dinge is tydelik. Amen. Halleluja. Die stoel waarop jy sit is tydelik. Die klere wat jy aan het is tydelik. Die kos wat jy vanmiddag gaan eet is tydelik. Wat is ewig? Die woord wat jy hoor, die gees van die Here, gebed, die teenwoordigheid van God, die goedheid van God, dis ewig. Halleluja. So, as jou kind heeltyd toffies eet, toffies, en jy sê vir hom, jy moet nie so baie toffies eet, die oor gaan borsel jou tande, hy borsel nie sy tande, dit is vir jou oor. En dan een ander sê, my tand is so seer, my tandpyn. Dan sê jy vir hom, weet jy wat, nou sal ons met tandarts toe gaan. En eintlik het jy mos nou nie jou tande opgepas nie, so. Nou, miskien gaan die dokter 'n roetkanaal doen. Wie van julle het al 'n roetkanaal gehad? Nie baie van ons nie, maar ja, nie lekker nie. Nou, so as jou kinders 'n besluit geneem het en dis 'n verkeerde besluit, los hulle. Hulle moet besef wat is die nagevolge van die verkeerde besluit. Moenie jy gaan in dit buffer nie. Nou buffer jy dit. Nee, ek wil hê my kind moet swaar kry. Hy is besig, die Here is besig om iets te leer. Jy sien, God se goedheid het 'n stem. God se goedheid, want God se goedheid na jou toe kom, sy barmhartigheid na jou toe kom, het dit 'n stem, dit praat iets, dit sê iets. Dit sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Matteus 11 vers 29. Neem my juk op julle en leer van my. Die goedheid van God bring jou tot bekering, maar die goedheid van God het ook 'n stem. Waar sien ons oral God se goedheid? Ons sien dit in die natuur. Die aarde is vol van die goedertierenheid van die Here. Psalm 33 vers 5 sê, die aarde is vol van die goedertierenheid van die Here. Psalm 36 sê, die goedertierenheid is tot in die hemele en die trou is tot in die wolke. Vers 8, hoe kosbaar is die goedertierenheid, o God? Daarom skuil die mense kinders onder die vleuels. Vers 9, hulle verkwik hulle aan die vettigheid van die huis, want U laat hulle drink uit die stroom van U genietinge. Weet julle, daar's nie 'n beter plek om te wees, is om in die teenwoordigheid van God te wees nie.
As nie 'n beter plek om te wees nie. Dit is die ultimate. Dis die ultimate. Dit wat julle vanoggend hier gehad het, om lekker saam met mekaar te loof en te prys. Dis die ultimate. Dis die genietinge van God. Wie van julle kan onthou in toe ons COVID-19 gehad het, toe is al die kerke gesluit en ons kon nie by mekaar kom nie. Kan julle dit onthou? Ek kan onthou. Weet julle, dit was verskriklik geweest dat ons nie kon saamkom om saam as 'n gemeente te loof en te prys nie. En dit was 'n oorgeleidheid aan hierdie genieting van God. Halleluja. Nou, ons moet wees soos die kindertjies. Wie van julle het klein kindertjies en dan gooi jy vir hom die bal en hy vang die bal en dan lag die kind of jy val van die stoel af en die kind lag en dan sê die kind weer, doen dit weer en dan lag die kind weer en dan doen jy dit weer en dan lag die kind weer en dan sê die kind weer, onthou jy verkenning, hy het so op die stoeltjie gesit, en dan sê ons van, moenie afval nie, en dan val hy af, en dan lag ons, en dan doen hy dit weer, en dan doen hy dit weer. Ons het 'n liedjie wat ons sing, do it again Lord, cause us to see, please do it again Lord, gee ons weer, die genietinge, amen. Ons sien dat God sorg nie net vir die mense nie, hy sorg vir die mossies, hy sorg vir die vinkies, hy sorg vir die kraaloogies, die houtkappers, die duwe, die bokkies, die hasies, en hy sorg tot vir die os. Hallo, ou os. Here sorg ook vir die ou os. Deuteronomium 25 vers 4 sê hy, jy mag die os wat op 'n dorsvloer werk nie muilband nie. So as jy os op die dorsvloer werk en hy trap die koring en hy trap die koring, sê die Here, jy mag vir hom nie sy bek toebind. Laat hy nie ook 'n bietjie kan eet nie. Nou dit staan ook in die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament staan dit ook in verband met hulle wat in die koninkryk werk, sê die Here, dat hulle wat in die koninkryk werk, moet uit die koninkryk uit eet. So dieselfde beginsel. Nou, so die Here sê dat hy gee om vir die ou os. Ja, hy gee om vir die os. Hy gee om vir die vinkies. Hy gee om vir die mossies. Julle weet, die mossies eet nader. Die Here gee om vir die lelies in die veld. Amen. Lelies in die veld is so mooi, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos die lelies van die veld. Nou, Romeine 8 vers 28, kom ons gaan so toe, Romeine 8 vers 28. Ek praat oor, partykeer gaan jou lewe rof, en partykeer dink jy, Here, is U in beheer? Ja, die Here is in beheer. Hy is nog steeds in beheer. Hy is nog steeds die een wat alles vashou. Romeine 8. Ek gaan sommer lees van 31. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Halleluja. As God vir jou is, as jy saam met God wandel, kan niks teen jou wees nie. Ja, dan kan ook goed teen jou kom. Dat gaan nie suksesvol wees nie. Gaan nie bly staan nie. Jy het dalk 'n oortrokke fasiliteit en wat jy lanklaas betaal het, en dis dalk vir jou 'n struikelblok, dis dalk vir jou 'n moeilike ding. Maar as jy saam met God is, weet dat dit sal jou nie oorweldig nie. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook alles genadig skenk nie? Ek het gesê, wat is jou erfporsie? 'n Erfporsie is die persoon van Jesus Christus wat vir jou gesterf het. Dis jou erfporsie. Pas jou erfporsie op. Moenie dit ligtelik opneem nie. Moenie dink en sê, ag, dis maar sommer niks daai nie. Nee, ag dit as baie belangrik. Amen.
Hy sê, vers 37, maar in al hierdie dinge, nou as jy gaan kyk wat is al hierdie dinge, en dan lees jy die vers net voor dit, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard. Jy sien, selfs daai seun wat in die varkhok gesit het, hy was nie geskei van die liefde van God nie. Die liefde van God was die heeltyd rondom hom. En die liefde van God het hom die heeltyd gedruk om by homself te kom en om op te staan en om te gaan om verskoning vra en te sê, ek sal na my vader se huis teruggaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het U gesondig. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Hoekom is jy meer as 'n oorwinnaar? Christus was die oorwinnaar. Hoekom is jy meer as 'n oorwinnaar? Want jy het nie gewerk daarvoor nie. Amen. Dit is 'n gratis geskenk. Jy moet dit net vat. Jy moet dit net vat. Vat vandag wat die Here vir jou gee. Amen. Moet dit nie op die rak sit nie. Vat alles wat hy vandag vir jou gee. Vat dit, sluk dit, drink dit. Vat dit. En dis verniet. Amen. Jy het nie gewerk daarvoor nie. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenswoorde, of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here is nie. Praat met die mense wat iemand aan die dood afgestaan het. Daai dood van daai persoon, skei jou geensins van die liefde van Christus. Die liefde van Christus is altyd daar. Almal van ons het al gevoel dit om by 'n graf te staan en jy verloor iemand wat veel kosbaar is. Maar jy moet een ding onthou, in al daardie dinge is jy meer as 'n oorwinnaar, die Christus Jesus wat vir jou die krag gee. Sy liefde het jou nooit verlaat nie. Sy goedheid het jou nooit verlaat. Halleluja, halleluja. So ons weet dat hulle wat God lief het, nou, dis belangrik. Jy wat God lief het, vir jou werk alles ten goeie mee. Wat gebeur met die ouens vir wie God nie lief het nie? God het almal lief. Kan jy nou vir my sê wat gebeur met hulle? Wat gebeur met mense wat evil is en wat nie lief is vir die Here nie? Gaan dit goed gaan met hulle? Nee, want hulle oes gaan inkom, want wat se saad saai hulle? Slegte saad. Hulle saai verkeerde saad. Daai saad gaan opkom. Nou saad is ongelukkig een van daai goed, dat jy kan hom nie change, dit wat in sy kern is nie. As jy pampoene plant, dan kom daar pampoene op. Jy kan nie pampoensaad plant en sê, ag Here, asseblief, verander die pampoensaad in komkommersaad. Ek wil graag komkommers hê. Jy kan nie dit doen nie. Maar die saad wat jy gesaai het, is die oes wat jy gaan kry. Amen. Amen. Jy pampoene gesaai het, gaan jy pampoene kry. As jy perskepit geplant het, gaan jy perskes kry. So, ongehoorsaam is, en die mense wat niks van die Here wil weet nie, die saad wat hulle saai, die oes wat gaan opkom, gaan wees dit wat hulle gesaai het. Jy kan niks daaraan doen nie. Ek kom terug na die verlore seun toe. Wat se saad het hy gesaai? Hy het saad gesaai van arrogansie, van ondankbaarheid, van fisiese dinge is vir my belangrik. Hy was lekker groot bek geweest. Vader, gee my erfporsie, ek wil gaan. Hy het seker ook vir sy vader gesê, dis nie meer vir my lekker om hier te bly nie, pa. Die ou plek. Ek wil nie meer in Oudie bly nie, pa. Oudie is terug op die brugplek, pa. Ek wil gaan daar na die groot stad toe. En waar dit goed is, en daar waar dit lekker is, waar daar lekker jobplekke is. En pa, ek wil my lewe gaan geniet. Ek is seker hy daai dinge in sy kop gehad, want toe hy sy erfporsie kry, het hy sy geld daarop gespandeer. Nou, wanneer ons staat maak op die goedheid van God, dan gebeur daar goeie dinge met ons. Gaan na Lukas 17 toe. Lukas 17.
En Jesus was op reis en hy het deur Samaria na Galilea gegaan. En hy kom toe in 'n sekere dorp aan en daar's 10 melaatse manne wat op 'n afstand bly staan. Nou, in die Bybelse tyd as jy melaats was, dan kon jy nie tussen mense beweeg nie. Jy moes ek weet nie hoeveel tree wegstaan van gewone mense af nie, want melaatsheid het aangesteek. Nou melaatsheid was 'n snaakse siekte. Melaatsheid was 'n wit sere wat op mense gegroei het. En dan later aan het nie net die sere het nie net seer gebly nie. Daar as dit op jou hande was, dan het jou hand sommer afgeval, jou vingers het afgeval en as die siekte verder gevorder was, dan het jou arm afgeval ensovoorts ensovoorts. So dit was 'n vreeslike aansteeklike siekte. En hulle het op 'n afstand bly staan, vers 13, en hulle het hulle stem verhef en gesê: Jesus, Meester, wees ons genadig. En toe Jesus hulle sien, hy het hulle gesien. Jesus het hulle gemerk, hy het hulle gesien, maar hy het hulle nie net gesien so nie, hy het hulle gesien in hulle hart, hulle siel en hulle gees. Sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priester. Jesus het nie vir hulle gebid. Hy het gesê, gaan vertoon julle aan die priester. Ek sien iets daarin van ooreenstemmende werke. As jy glo en jy doen die ooreenstemmende werke, dan kom genesing na jou. Ja, maar jy moet daai ooreenstemmende werke toepas. Help jy sê, ek is nou siek, ek is nou so en so en so en so en nou sit jy net daar en jy doen nie iets aan. Ek weet, toe ons saam met Dr. James van Sail, Dr. James van Sail het gebid vir baie siek mense en dan mense uit rolstoele uit opgestaan ensovoorts. En dan het hy altyd vir die mense gesê, doen nie iets wat jy nie voorheen kon doen nie. So, hoekom het hy dit gedoen? Ek verstaan hoekom het hy dit gedoen, want hy wou daai persoon hê om aksie te sit by sy geloof. Want daai aksie maak die sleutel los, sodat jy jou genesing kan ontvang. Amen. Baie keer weet ons in ons kop, die Here het dit vir ons gegee, maar ons sit nie die aksie by nie, en dan ontvang ons nie, wat die Here vir ons gegee het nie. Jy moet daai aksie bysit. Dit is so belangrik. En Jesus sê vir hulle, hy het nie vir hulle gebid nie. Hy sê, gaan vertoon julle aan die priester. Nou, waar was die priester gewees? Was hy iewers daar in 'n buitewijk van die dorp gewees? Priester was binne in die stad, in die middel van die stad, in die tempel. Nou, hulle weet, hulle mag nie in die dorp inkom nie, hulle mag nie in die stad inkom nie, want hulle is melaats, hulle het 'n aansteeklike siekte. En Jesus sê vir hulle, gaan, vertoon julle aan die priester. En terwyl hulle gaan, het hulle rein geword. So terwyl hulle loop, toe sien hulle, wow, die siekte is weg, wow, die siekte is weg, wow, die siekte is weg. En hulle het verder geloop na die stad toe. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond geword het omgedraai. Hoeveel siekes was daar? 10. Hoeveel het aangestap verder? 9. 1 het gesien toe hy gesond geword het, toe draai hy om en hy kom terug en hy val voor Jesus neer en hy het God met 'n groot stem verheerlik en hy het op sy aangesig geval by sy voete en hom verheerlik en hom gedank. Nou, ek kan dit nie demonstreer met 'n groot stem. Kan julle vir my sê hoe aanbid jy met 'n groot stem? Kan julle vir my sê hoe aanbid 'n mens met 'n klein stemmetjie? So. Dis 'n klein stem. Hoe is 'n groot stem? Ek gaan nie met die mic skreeu nie, alhoewel ek kan. Wat so met 'n groot stem.
het hy die Here aanbid en hy het vir Jesus neergeval en hy het die Here verheerlik en hy het hom gedank. En dan is interessant, die Bybel sê en hy was 'n Samaritaan. Nou, 'n Samaritaan in daai tyd was 'n nasie gewees wat die Jode het niks van die Samaritane gehou nie. Het was iemand wat is nie van jou rasgroep nie, is 'n ander rasgroep. Hy was 'n Samaritaan in die Bybel, noem dit vir ons hier en hy was 'n Samaritaan. En toe sê Jesus, maar is daar nie 10 van hulle wat gesond geword het nie? Waar is die 9? Is daar niemand van hulle wat omgedraai het om God te verheerlik nie, behalwe hierdie vreemdeling? Sien jy? Vreemdeling, ander nasie, nee, vreemdeling. En hy sê vir hom, Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. Pastoor Jan, ek wil hê jy moet kom so verduidelik. Amen. Wanneer ons die woordjie sozo in die Bybel kry, ek sal maar die maatjie naglos, dan staan dit in die Afrikaanse Bybel, die Griekse sozo, en dan staan dit redding. Maar die werklike betekenis van daai woordjie, waar ons die woordjie redding kry dan in ons Afrikaanse Bybel, Griekse woord sozo, beteken verlossing, gesondmaking, heelmaking. Nou, pas ook nie, dit was baie oulik, dat jy het gesê, as jou lidmate val af, deel van jou vingers, van die melaatsheid. 10 het, almal het gesond geword, 1 het omgedraai, teruggekom na Jesus toe. En die Bybel sê, hy is gesozo, heel gemaak. So ek neem aan, dat selfs die vingers wat afgeval het, is teruggesit. Ja, amen. En sy ledemate is volkome herstel. Die ander het gesond geword, maar ons nog steeds vingers missing, en bene missing, en arms missing. So, voltooiing van geloof, baie mooi wat jy verduidelik, gepaardgaande aksie. Glo en tree op asof, sê almal asof. Roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Laat jou mond begin praat, wat die woord praat, al sê jou omstandighede iets anders. Pragtige les. Amen. So die goedheid van God wil hê jy moet gratitude hê. Ek wil hê mense, julle moet huis toe gaan, almal van julle, ek wil hê julle moet huis toe gaan. Nou, daar's van julle wat dit gaan doen, daar's van julle wat dit nie gaan doen nie, maar ek wil hê, jy moet toch huis toe gaan, vat 'n stuk papier en skryf neer die goeie dinge waarvoor jy die Here kan dankie sê. Kom, ek gaan so vinnig vra. Steek vir my jou hand op as jy kan sê waarvoor jy die Here vandag kan dankie sê. Gezondheid. Gesondheid, dankie. 'n dak oor 'n kop, Ekskuus, 'n dak oor 'n kop, dak oor die kop. gesondheid, Amen. Annetjie, Gesondheid. gesondheid, alleen. Gesondheid, pastoor. As jy Gesondheid. kanker gehad het, is genees. Wow! Sy sê sy het kanker gehad en sy is genees. Halleluja. Klere. Ja, familie, vriende, familie. Wow, daai is 'n groot een. Vriende. Familie. Wow, die gemeenskap van ergens. 'n Dominee wat vir ons preek, 'n vroue dominee. Ek glo nie wat ons doen. Halleluja, halleluja. Ek wil hê jy moet huis toe gaan en jy moet 'n bladsy vat en jy moet skryf vir die dingetjies waarvoor jy God kan dankie sê. Nou, maak jou oop toe. Pastoor Jan het 'n liedjie gesing. We thank thee this morning for the newborn day. Sê dankie vir die Here vir 'n nuwe dag. Here gee vir jou 'n nuwe dag. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Sê vir die Here dankie vir die voeltjies wat buitekant sing. Sê vir die Here dankie vir die wind wat waai. Sê vir die Here dankie vir die reën. Sê vir die Here dankie vir die voëls wat vlieg, vir die plante op die landerye, vir die roos in jou tuin, vir die geur van die roos, vir 'n lekker koppie tee
lekker koppie koffie, koekies wat jou vrou vir jou gebak het. Amen. Sê dankie vir die klein dingetjies. Vir 'n bed om op te slaap. Wie van julle het al op die grond geslaap sonder dat jy 'n bed het? Amen. Klein dingetjies, gratitude, wees dankbaar teenoor die Here, want die Here hou daarvan. Jy sien, gratitude gee vir jou vrede. So die oomblik as jy nie vrede het nie, en jy is ongeërlig oor iets, gaan sit dadelik en sê, waarvoor kan ek dankbaar wees? Chandrine, dankie Here vir Kenny. Hy het hom vir jou gegee. Dankie Here, hy het hom gesond gemaak. Halleluja, halleluja. Errol, dankie dat jy vandag hier is. Dankie dat jou pa en jou ma het vir jou so groot gemaak met daardie punt in jou van dat jy met die Here dien. Halleluja, halleluja. Dankbaar, wees dankbaar vir die geringste dingetjie. Jy sien, dankbaarheid gee vir jou vrede. As jy gaan na Filippense toe, Filippense 4, ek kom net gou hier kry, Filippense 4 sê, en laat julle begeertes en alles met danksegging en smeking bekend word by God, en die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Vader, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat 'n duur en wat 'n lof daar ook mag wees, bedink dit. Moenie worry oor die dag van môre nie. Halleluja. Nou, dit vat jou dadelik. Gratitude takes you into the presence of God. Het julle dit geweet? Om dankbaar te wees, vat jou dadelik in God se teenwoordigheid in. Dadelik as jy begin sê, dankie Here, dankie. As jy dadelik in God se teenwoordigheid in. En as jy in sy teenwoordigheid is al sy glorie, sy heerlikheid, sy genesing, al die ander dinge is ook daarin. En ons sien dat jy kan God se karakter trust. Jy kan staan maak op God se karakter, want God sal altyd vir jou die heel beste gee. Hy sê hierso in 1 Tessalonisense 5 vers 18, wees in alles dankbaar, want dis die wil van God in Christus Jesus oor jou. Weet jy, ek kan net nie genoeg beklemtoon nie, Potty wat in ons kerk was, en Leni wat nou nog steeds in ons kerk is, en hulle staan nie in Sondagoggend op, en die bakkie wat hulle ry, waarmee hulle oor ons rus toe met ry, al die wiele is afgesteel. Al 4 wiele is afgesteel. Hulle het bakstene gevat en hulle onder die bakkie gesit, en dis die bakkie waarmee hy nou moet oor ons rus toe ry, en hy is op pad kerk toe. En weet julle wat het oor Potty gedoen? Hy het nie daar in die pad neergeval, en sy het nie meer verloor nie. Hy het ingegaan, hy het verlede gesê, weet jy wat, die bakkies se wiele is afgesteel. Bel 'n bietjie daar vir Andrew vir Veronica, hulle moet ons kom oplaai vir kerk. Dankbaar. Nie laat enige iets jou afsit nie. Loof die Here want hy is goed en sy goeie tierenheid is tot in alle ewigheid. Wie van julle het hierdie al gevang wat ek gesê het, wie van julle gaan die toffie kry? Wie gaan die toffie kry? Wie gaan die toffie kry? Niemand se geval nie. Loof die Here want hy is goed en sy goeie tierenheid is tot in alle ewigheid. As 'n preek wat ek gepreek het, nie so lank terug nie. Wees in alles dankbaar, want dis die wil van God in Christus Jesus. Psalm 71 vers 22 en daarmee sluit ek af. So wil ek u dan loof met hart. En ek wil u trou, my God, wil ek psalms sing.
op die siter tot eer van U, o Heilige van Israel. My lippe sal jubel as ek psalm sing tot U eer, halleluja, en my siel sal U prys, my siel wat U verlos het, en my tong sal U geregtigheid die hele dag lang prys. Gratitude, gratitude. Ek het gesê, ek gaan afsluit, maar ek moet hierdie net vir julle lees. Jesus was ons perfekte voorbeeld. In Markus 6 vers 41, kom ons blaai net gou sin toe, ek moet dit insit. Was nie op my notas nie, maar ek moet hom insit. Markus 6, Mattheus Markus 6. Vers 41. En Jesus het, ek lees vanaf 40, en hulle het gaan sit in groepe van 100 en van 50. Hy neem toe die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank. Yes. Shabbat praise. Yes. Amen. En hy dank. En toe breek hy die brode en hy gee dit aan sy disippels om dit aan hulle voor te sit. En daardie dag 5000 manne, net manne, want in die Bybelse tyd het hulle net die manne getel. So hoeveel mense was daar? 5 brode, 2 visse en danksegging. 5 brode, 2 visse plus danksegging. Geef vir hoeveel mense kos? 10, 12, 13.000? As jy vat mans 5.000, vrouens daar ook 5.000, kinders daar 3.000 en almal het geëet. Jesus staan by die graf van Lazarus en hy hef sy oë op en hy bid en hy sê, dankie Vader dat U my altyd verhoor. En die Bybel sê hy het dit gebid sodat hulle wat rondom was dit kon hoor en hy roep met 'n groot stem en hy sê, Lazarus, kom uit! En hier kom Lazarus uit die graf uit, gebind met die doeke, maar hy het gedank. Dankie Here vir alles wat jy het. Elke dag, elke minuut vir die Here. Sê vir hom dankie. Dankie. Selfs in moeilike tye, sê vir die Here dankie. Amen. Halleluja. Dankie ons Vader vir die woord. Dankie Here dat Jesus vir ons die perfekte voorbeeld gelos het van oor hoe om in U teenwoordigheid in te kom, Vader, en hoe om rus te kry vir ons siel en hoe om gevul te word met die water, die ewige brood. Here, deur danksegging. Ons sê vir U baie dankie. Dankie Here vir hierdie kerk. Dankie Here vir hierdie gemeente. Dankie vir hierdie gebou, Here. Dankie vir dit wat ons vanoggend hier kon doen. Dankie vir hulle wat geloof en geprys het, geaanbid het, Vader. Dankie vir hulle wat fondse inbetaal, Vader, sodat hierdie deure kan oop bly. Ons loof en ons prys U. Dankie Here vir vriende, vir familie, vir veiligheid, Vader, wanneer ons in ons motors klim en ry, dan beskerm U ons, Vader. Ons kan U nie genoeg dankie sê nie, Vader. Ons loof en ons prys U. Amen. Dat is 'n ander lied wat ons baie lank terug gesing het. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One.